Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijkse hoofdstuk in die Nieuwe Testament het lees met die doel om ons christene te versterk op 'n daaglikse basis en ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofdstuk 2 en die opskrif lees: op Pinksterdag word die Heilige Gees op die disipelkring uitgestort. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het hulle in ander tale begin praat. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat het. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik, het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs en tog hoor ons hulle die tale van ons geboortelande praat. Hier is ons, Perse, Medeërs en Elamite, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosië, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië na Cyrene se kant toe. Besoekers uit Rome, Jode sowel as proseliete, Kretensers en Arabiere, ons almal hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal uit die veld geslaan. Wat kan dit tog beteken, het party van hulle mekaar gevra, maar ander het gespot. Hulle is maar net dronk, het hulle gesê. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Hy het die skare met hulle harde stem toegespreek. Jode en almal wat in Jerusalem woon, neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek gaan sê. Julle moet nou goed luister. Party van julle sê hierdie mense is dronk. Dis nie waar nie. Dis heeltemal te vroeg daarvoor. Mense is nie 9 ure in die oggend al dronk nie. Nee, wat hier gebeur is waarvan God deur die profeet Joël gepraat het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op elke mens. Julle seuns en dogters sal die woord van God verkondig. Julle jong mense sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Ja, ek sal my gees uitstort op die mans en vroue wat in my diens staan en hulle sal my woord verkondig. En ek sal wonders gee bo in die hemelruim en wondertekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal 'n donker kool word en die maan 'n bloedkool, voordat die groot en heerlike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Luister na wat ek gaan sê, Israeliete. Soos julle self weet, het God in die openbaar by julle bevestig dat Jesus van Nasaret die Here is. Dit is bevestig deur kragtige dade, wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Maar julle het opgetree soos God dit vooruit bepaal het. Met die hulp van nie-Jode het julle hom aan die kruis gespijker en vermoor. God het hom egter van die smarte van die dood verlos en hom weer laat opstaan, want die dood kon hom nie in sy greep hou nie. Koning Dawid het die volgende van hom gesê: ek het die Here altyd by my gesien. Niks en niemand sal my laat wankel nie, want hy is hier reg by my. Dis hoekom my hart bly is en my tong jubel. Ja, nog meer, omdat ek hoop het, leef ek rustig. Ek weet u sal my gees nie in Hades agterlaat nie, of toelaat dat u heilige in die graf vergaan nie. U het my die paaie geleer wat na die lewe lei. U sal my bly maak met u teenwoordigheid. Volksgenote, verstaan goed. Dawid het in die woorde wat ek aangehaal het, nie van homself gepraat nie. Ons weet mos, hy het gesterf en is begrawe, en sy graf is tot vandag toe nog hier by ons. Hy het dus as profeet opgetree, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge as Messias op die troon sou sit. Dawid het in die toekoms gesien en oor die opstanding van die Messias gepraat. Hy het gesê dat die Messias nie in Hades agtergelaat sal word nie,
en dat sy liggaam nie in die graf sal vergaan nie. Hierdie woorde van Dawid handel oor Jesus. God het hom opgewek. Ons is almal getuies hiervan. Hy is dus verhoog tot die regeringsposisie langs God, aan God se regterhand. Die Vader, soos hy beloof het die Heilige Gees aan hom gegee om op ons uit te stort. Dit is hom wat julle nou sien en hoor. Dawid is nie die een wat na die hemel toe opgevaar het nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande heeltemal aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet dus verseker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, broers, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders, en selfs vir die nie-Jode, almal wat die Here ons God sal naderop. Petrus het nog lank aan op preek en 'n ernstige beroep op sy hoorders aangedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die godsgesindheid van die hele volk geniet. En die Here het elke dag mense wat gered word by hulle gevoeg. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.